Hallo vriend, vandag is daardie dag wat ek tyd gehad het om na die leerders wat eksamen skryf te luister. Hulle vraestelle, wat hulle ervaar het, hoe hulle voel en sommige dae kom hulle opgewonde en hulle kan nie wag om vir my te vertel hoe goed hulle geskryf het nie en dat hulle so bly is dat die vrae wat hulle geleer het of meestal van die vrae wat hulle geleer het ingekom. Dan is ek saam met hulle opgewonde en ek vertel vir hulle ook van my skool daar. Hoe ek geleer het, my metode wat ek gedoen het en ek was een wat altyd in stilte kon leer en mense het verskillende maniere hoe hulle leer en so deel hulle ook hulle maniere hoe hulle daarvan nou om te leer. Sommige leer met musiek, ander leer om die vraestelle uit te skryf en of vrae en antwoorde uit te skryf en ander het weer heeltemal ander metodes. Maar wat ek net wil vertel is vandag het ek dit ervaar dat hulle kom na 2 dae se by die huis bly weens die ongure weer wat ons beleef het hier in die Oos-Kaap. Ek is Maggie in die Oos-Kaap in Port Elizabeth. En elke dag is hier 'n paar leerders wat vir hulle vervoer wag en dan kom sit hulle by my in leer. Nou vandag het ek weer die voorreg gehad om te luister na wat hulle ervaar het na die 2 dae se by die huis bly en hulle verseker my dat hulle wel geleer het en hulle het lekker geleer. Ehm maar vanoggend kom hulle by die skool, hulle moet die vraestel skryf en van hulle was heeltemal hulle was sprakeloos. Ek vra hoekom lyk julle so? Wat het gebeur? Die reaksie wat ek by hulle kry is hulle weet net nie wat aangaan nie. Hulle het so geleer en hulle was verseker dat hulle goed sal skryf. Maar toe hulle die vraestel kry, het hulle so kan ek maar sê blank geslaan want hulle lees die vraag, maar hulle kan nie die vraag beantwoord nie. Want dit is glo werk wat hulle nie verwag het wat gaan inkom nie. En my reaksie op dit was, weet julle wat ek altyd gedoen het? Ek het alles geleer. Onthou niemand weet regtig waar wat in die eksamen inkom nie. Onthou, as jy mos nou moet weet wat alles en 100% in die vraestel gaan inkom, dan is die werk van die eksamen mos vir jou gegee. Maar in die geval is dit mos nie gegee nie. In die geval moet jy leer en alles leer. Want jy weet nie wat gaan inkom nie. En dit is maar net iets wat ek by hulle tuis gebring het en gesê het, moenie konsentreer op moontlik net toetsvrae wat jy in die klas geskryf het nie. Moenie net op dit konsentreer nie. Konsentreer op die handboek ook en konsentreer op die tuiswerk wat deur die kwartaal vir julle gegee is. Daaruit kan julle mos daarom punte kry. So hulle het nogal in hulle skuld geval en gesê nee, maar dit is wat hulle nogal sal doen in die toekoms. Maar wat ek ook net wil sê is 'n mens moet so begrip hê vir die leerders van vandag. Dit is nie almal wat bevoorreg is om goeie resultate te lewer in eksamentyd veral nie want net vanoggend toe ons opstaan en my kleinkind het omtrent teen 4:00 se kant het hy opgestaan om nog finale feite in sy kop te kry of om deur sketse of so te gaan. Maar toe bevind ons dat die krag af is. En hy het nou maar met lig wat ons aangesit het hy maar geleer. Maar wie sê iemand anders het moontlik nie die voorreg om ewen dit te het nie, om te leer nie. En ja, en die leerders wat so vanaf ver afstand af moet
travel van die huis af skool toe, van die skool af huis toe, hulle is in nog 'n meer moeiliker situasie, want meeste van die tyd moet hulle by die klas, by die skool sit en wag tot wanneer hulle vervoer opdaag. En wie sê moontlik is hulle nie eers lus om 'n boek oop te maak nie, want dit is koud, die omstandighede is so, dit is koud, die wind waai en hulle is moontlik honger. So ons moet baie omstandighede en begrip hê. Omstandighede moet ons in ag neem en begrip hê vir die leerders. So, maar ek bemoedig hierdie wat by my sit. Ek bemoedig hulle. Ek sê moenie moed opgee nie. Julle weet nou, julle het 'n les geleer wat vandag gebeur het, maar nou weet julle 'n volgende keer wat julle moet doen. So versprei maar julle kennis en julle leerproses en alles daai versprei dit maar oor jou handboek en jou tuiswerk en die klastoetse sodat jy ten minste meer kan ek sê voorbereid is vir dit wat in die eksamen sal inkom. Maar vriend, laat dit met julle goed gaan. Hierdie wat wil subscribe, like en share. Ek waardeer dit en ons gesels 'n volgende keer. Ek dink die volgende praatjie wat ek gaan hê is ook my eie ondervinding, hoe ek in die my voorbereiding, hoe ek in die eksamen my voorberei het om te leer. Maar tot 'n volgende keer. Totsiens.